Nou vanmôre gaan ek 'n paar minute met jou praat oor die tema bewus bring rus. Nou ek weet nie van jou nie, maar as my ma die voertuig bestuur het ek kiets reg opgesit. Nie omdat sy 'n slegte bestuurder was nie. Maar ek weet nie, ek het net so 'n instelling gehad, ek kan nie slaap as my ma bestuur nie. Ek kan nie. Maar laat my pa nou daai stange vat. Ag, nog voordat ons by die erf uitgery het, snork ek en ek slaap te lekker, want ek weet my pa is voor die stuurwiel. My pa was 'n besigheidsman en as my pa rondgevlieg het oor Suid-Afrika heen, dan kon ek nie slaap nie. Ek was onrustig die hele nag. Maar as ek bewus is, my pa is in die huis. Dit maak nie saak of hy die voordeur oop is of toe is nie, my pa is in die huis. En waar my pa is dit veilig. Ek het net daai absolute vertroue gehad in my pa. My pa was 'n kort, klein mannetjie, maar hy het 'n hart van 'n leeu gehad. Hy was vir niks bang geweest nie. Hy het groot ouens al gechallenge. Groot ouens, dan dink ek, Here, wees my pa genadig. Maar hy het 'n leeu hart gehad. En ek so vertroue gehad in my pa, dat hy sal sy gesin beskerm. En ek het met my eie oë gesien, hoe my pa dit reg gekry het om sy gesin te beskerm. Hy was daar gewees. Ek was bewus gewees van sy teenwoordigheid. Dit het my rustig gemaak. En net so kom die woord van die Here. En hy sê in die volgende gedeelte, sê hy, sal julle my volg asseblief, in Matteus 28 vers 20 sê hy, en kyk, ek is met julle al die dae, nie net op 'n Sondag nie. Amen. Hy tot op daai dag wat ons baie keer noem 'n blou maandag. Hy tot daar. Dink net as die Here net op 'n Sondag verskyn het en sy teenwoordigheid geopenbaar het. Dink net as dit regtig so was. Van maandag tot Saterdag het jy 'n helse moeilikheid. Jy wil nie eens uit die bed uitklim nie, want jy is so bang, iets gaan met jou gebeur, iets gaan verskrikliks gebeur, want die Here is net nie daar nie. Maar die woord van die Here sê, en kyk, ek is met julle, sê dit, al die dae, tot maandag, tot die blou maandag, hy is daar, tot aan die volëinding van die wêreld, amen. Nou kerk, hoor vir my vanmôre, dat hierdie kerk, en hierdie mense, is so bevoorreg, om 'n leierskap te hê, wat smag van, Here, ons wil nie 'n gewone kerk wees nie, ons wil daardie kerk wees, wat honger en dors na meer van die Here in ons lewe. En dit aktiveer, want die olie loop af, amen. Dit loop af van die kop af, oor die baard, dit loop oor die hele kleed af, en dank die Here vir leierskap, vir ons bestuur, vir ons trustees, dank die Here vir ons selherders, dank die Here vir elkeen wat aanmeld vir dienswerk in die Here, wat sê, Here, ons wil deel wees van 'n beweging van God se gees, ons wil toelaat dat die Here doen net wat hy wil. En dit veroorsaak, dat 'n kerk baie keer in die rus van God kan funksioneer. Wanneer ons bewus is van sy teenwoordigheid, wanneer ons soek na sy teenwoordigheid, wanneer ons smag na sy teenwoordigheid, die volgende ding wat realiseer, is dat mense funksioneer in die rus van die Here. Want kom ons wees nou eerlik met mekaar, die wêreld en baie mense is onrustig. Hulle het nie vrede nie. Daar is net nie vrede, en mense beleef nie daardie rus wat hulle moet beleef nie. En mense is moeg, nie net uiterlik nie, maar innerlik is mense moeg. En weet jy hoekom raak mense moeg? Want hulle het nie die rus van die Here in hulle lewe nie. Rus kom nie wanneer alles reg is nie, maar rus kom wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here funksioneer. Amen. En daarom sê die volgende gesegde, God is never absent. We are often
distracted. Glo jy dat die Here is altyd teenwoordig? Amen. Daarom punt nommer 1 sê, God is hier, ook wanneer jy dit nie voel nie. Glo jy dit? Glo jy regtig, al voel jy hom nie, jy weet dat jy weet die Here is hier. Hy is by my, hy is vir my, hy is in my. God se teenwoordigheid is 'n belofte, dis nie 'n gevoel nie. Ek gaan dit weer sê, God se teenwoordigheid is 'n belofte, dit is nie 'n gevoel nie. Daarom sê die woord van die Here in Hebreërs 13 vers 5 die volgende. Hy sê, julle leefwyse moet vry wees van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, hoor nou mooi, ek sal julle beslis nie verlaat nie, en ook nie in die steek laat nie. Wow, kerk, is dit nie wonderlik nie? Ek sal julle beslis nie verlaat nie en ook nie in die steek laat nie. Daarom hoef jy nie van oggend tot aand, tot middernag te soeg en te sweet, want Here, moontlik gaan U nie opdaag en my help nie. Hy sê in sy woord en hy is 'n God van ja en amen. Wat hy sê, sal jy hê. Wat hy beloof, sal jy verkry as jy dit bly glo. Ek sal jou beslis nie verlaat nie en ook nie in die steek laat nie. Daarom sê die volgende gesegde, feelings come and go, but God stays. Amen. Of jy nou voel of nie voel nie, God stays. God's presence is not proven by sensation, but by promise. Wie weet vanmôre in hierdie plek, en as jy jou hand gaan opsteek, is dit absoluut nie omdat ander mense hulle hande opsteek nie, maar omdat jy dit erken, bely, glo met jou hele hart. God is met my. Steek jou hand op. God is met my. Prys die Here. En daarom is dit nodig om deur die dag te erken, Here, U is by my. As jy in 'n moeilike situasie ingaan, Here, U is by my. Here, U is vir my. As jy nie weet wat om te doen nie, Here, U is by my. U is hier. Ek glo absoluut U is hier. En waar die Here is, daar's lewe, daar's oorwinning, daar's deurbraak. Amen. Kyk wat sê punt nommer 2. Wanneer jy weet, hy is hier, verloor vrees sy mag. Jata, loof die Here. Vrees leef alleenlik waar jy voel, jy's nou alleen. Die Here het sy rug teenoor jou gedraai. Die Here is so besig met ander mense, en hy het van jou vergeet, en jy's alleen, en nou begin jy vrees en angs in jou lewe te ervaar. Maar in die naam van die Here, luister vir my, om bewus te wees van die teenwoordigheid van die Here, dit breek daai mag van vrees. Amen. Daarom sê Jesaja 41 vers 10, die volgende. Hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Psalm 23:4 sê die volgende, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom? Want U is met my. U stok en die staf, die vertroos my. So, ek en jy gaan een of ander tyd in 'n dal van doodskaduwee ingaan. Maar weet jy wat? Midde in daai dal van doodskaduwee is hy met my. En sal ek nie vrees nie, hy gaan my deurdra. Halleluja. Daarom, fear cannot survive where God is consciously present. The awareness of God's presence is death of anxiety. En die Here vra vanmôre vir hierdie kerk, hoekom is julle so vreesagtig? Hoekom is julle so angstig? Hoekom laat julle toe dat die duiwel dit reg kry om van ons rus te steel? Punt nommer 3. God is naaste wanneer dit seer maak. God is naby wanneer dit seer maak. Pyn dryf nie God weg nie. Pyn bring God nader. Ek wil vir elkeen sê wat nou miskien deur 'n proses van pyn gaan, deur 'n proses van seer. Jou hart is seer, jy voel jy's te nagekom, jy's belieg, jy's bedrieg, jy voel, ek weet nie hoe gaan ek hier deurkom nie. Hierdie is net te groot vir my. Die Here is nader aan jou as ooit van tevore. Daarom sê die woord van die Here in Psalm 34 vers 19, die Here
is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. Halleluja, halleluja. Isaiah, when they suffered, he suffered with them. The angel of his presence saved them. Out of his enduring love and compassion, he redeemed them. Hoor daar. He lifted them up, carried them in his arms, and cared for them all the days of old. Amen. Wat 'n fantastiese God dien ons nie. Hy's daar vir jou, al gaan jy deur baie moeilike tyd van pyn. Wanneer jy in pyn gaan, sê vir jouself, die Here is by my. Punt nommer 4, stilte help jou om God raak te sien. Loof die Here. Stilte help jou om God raak te sien. Ons is so besig en ons hardloop so. En dinge moet net afgehandel word. En dit moes al gister uitgesorteer geword het. En ons het daai dryf. Daar's 'n gees in hierdie wêreld wat jou dryf. Daar's 'n gees in hierdie wêreld wat jou jaag. En ek bid, Here, dat ons op 'n punt sal kom om te sê, Here, maak ons rustig. Maak ons kalm. Maak ons nie so gejaag nie. Ek kyk voels. Ek is lief om voels te kyk. Ek het nou al 'n paar voels al afgemerk wat ek raak gesien het. Nie naaste by soos Pastoor Henny Marie wat al amper 700 voels al afgemerk het nie. Maar weet jy, een ding het ek agtergekom, as jy haastig is, gaan jy nie daai voel sien nie. Al wat jy gaan sien is mossies. Wat mossies is oral. Hulle is by jou huis, hulle is by jou woonstel, hulle is by jou werk, hulle is om jou kar, hulle is by die restaurante, oral is mossies, hulle is tot in die bosveld. Dan ry ek in daai bosveld, en dink ek, Here, hoe kan 'n mossie nou hier wees? Hy moet in die stad wees. Hy kan nie hier wees nie. Maar ek kom agter, ek sien net mossies wanneer ek gejaagd is, maar wanneer ek stil raak, en ek vat my stoeltjie eenkant, en ek sit hom daar neer, en ek sit stil. Die volgende oomblik, dan kom sit die mooiste voels hier naby my, met die mooiste klere, met die mooiste sang, en ek sien hulle raak, en dit is net so. Hy is by ons, God is naby ons, hy is hier, hy is vermoer hier, maar jy kan so gejaagd wees dat jy hom mis, dat jy hom nie beleef nie, jy ervaar hom nie. Hier is mense wat alreeds gesê het, maar eintlik is die diens al verby, hoekom kan ons nie nou net gerelease word om te gaan nie? Ons mis dit wat die Here instoor het vir elke persoon. En die Here vra vir jou baie mooi, kom in my rus. Sien my raak soos ek is. Ek wil myself openbaar as jou goeie God, as jou goeie Vader, en ek wil hê dat jy moet rustig raak. Jy sien, God praat nie minder nie. Ons luister net minder. Want ons is so gejaagd. Ek sê dit weer, hy praat nie minder nie. Hy wil graag met sy kerk praat. Maar ons luister net minder. Want ons is so geoccupied hierdie ding, tussen twee ore. Dis die grootste vyand in die lewe. Want jy beplan alreeds, wat gaan jy hierdie week doen? En jy wonder, hoe gaan jy jou baas trotseer? En hoe gaan jy hierdie situasie uitsorteer? En jy is al klaar by Dinsdag en Woensdag en Donderdag, terwyl die Here sê, sit net in my teenwoordigheid en ervaar my net as ek myself in jou kom openbaar vanmôre. Wie glo vanmôre dat die Here iets gedoen vanmôre in ons midde alreeds? Met huwelike, met hierdie back and close seer vir Israel en al hierdie goeders waarvoor ons gebid het. Vanmôre in die power hour. En mense, ek wil jou aanmoedig. Koop die tyd uit, kom 7 uur, moenie 7:30 hier aankom nie, kom 7 uur, van die begin af, wees hier, wees betrokke, vloei saam met hierdie gemeente, hierdie kerk is op pad, om 'n dieper dimensie van God se heerlikheid te beleef, maar dit verg bietjie tyd, dit verg bietjie opoffering, dit verg daai een sonde, maak dit in jou huis, as jy regtig, as jy ver bly en seker, maak dit in jou huis die besluit van, al kom ek 1 Sondag 'n maand, 7 uur kom ek hier en ek gaan saam met hierdie kerk bid en saam met die kerk glo dat ons dieper in daai dimensie gaan beweeg. Sê ek dank die Here. Amen.
Dankie vir elkeen wat opdaag. Dis wonderlik. Kom ons raak stil in sy teenwoordigheid. Daarom sê Psalm 46 vers 11 die volgende: Wees stil en weet ek is God. Wees stil. Die duiwel wil hê ek en jy moet paniekerig raak. Die duiwel wil hê dat ons moet vinnig reageer en vinnig optree en ons moet vinnig dinge doen, want hy weet ons gaan mis. Ken hom en al jou weet, dan sal hy jou paai gelyk maak. Soek eers die aangesig van die Here. The Church of Highlands het die volgende gesegde in die hele kerk. Want hoeveel in hierdie plek het al oorgereageer wanneer jy WhatsApp gekry het? Kan ek jou hande sien? Ek steek ook my hand hoog op. Nou het hulle gesegde wat die volgende sê: pray first. Jy antwoord nie 'n WhatsApp voordat jy nie gebid het nie. Amen. Maar hierdie vleiskas sê hom, haal hom uit. Dis 'n varknek. Hy moet gaan. Sê hom. En jy kry so lekker om hy dinge te tik. Daai vingertjie gaan so. Die Here weet, jy het nie 'n stuk gehad op skool nie, maar jy kan tik. En jy sê daai ou, en dit is so lekker as jy daai dingetjie druk, tik, dat hy gaan. En jy kyk, hy hou op, tik, tik, 2 strippies, en daar is die bloue. Vat so. En dan kom die reaksie. En as daai 'n bekeerde, geesvervulde kind van die Here is, en dan kom so 'n sagte antwoord, dan keer daai sagte antwoord die grimmigheid af en jy sê, ag Here, ek bekeer my in die naam van die Here. Hoekom het ek nou so geantwoord? Ag Jesus, kan ek nie net die tyd terugdraai, die Here? Pray first. Amen, kerk. Sê saam met my, pray first. Jy gaan nie die WhatsApp antwoord nie. Los hom. Wees stil en weet, ek is God. Ek gaan vir jou die ding uitsort. Gaan jou help. Daarom die volgende gesegde: silence is not empty, it's full of God. En ek wil nog iets sê wat nie op die bord is nie. God is not found in noise, but in attention. En net bewus wees, Here, weer terug na die WhatsApp toe. Here is met my, is by my. Ek weet nie hoe om hierdie ou te antwoord nie. My vlees weet, Here. My vlees weet. Maar ek gaan nie nou daai oukie kans gee om lekker te kry nie, Here. Want dis nie wat God wil hê nie. Ek moet stil wees, ek moet vertrou. Here, wat moet ek hier maak? Here, hier is noise. Fokus op hom. En ewe skielik verander hy jou hart. Ewe skielik, miskien verstaan jy die why. Hoekom daai WhatsApp gestuur was. Die why. Amen. Die why. So mense, kom ons probeer dit in hierdie kerk. En ek sê dit hoeveel male. In die oggend as ons oopmaak, wat gryp jy eerste? Jou selfoon. Om net te kyk wat het die aand gebeur, wat se boodskap het ingekom, wat is die nuutste. Hey, kan ons net vir 5 minute jou selfoon los en net bewus wees, Here, dankie dat ek my oë oopgemaak het. Dankie dat ek bewus kan wees, U is met my. Dankie dat U ons deur die nag gedra het. Dankie, Here, ek is 'n geseënde van die Here. Here, ek gee al my emosies, my gevoel, my denke, alles wat vandag gaan gebeur, ek gee dit oor aan U, want ek weet dit sal 'n sukses wees in die naam van die Here. Dan kan jy net vir 5 minute raak net bewus van hom en jy gaan hom ervaar. Ek wil so ver gaan, Natasha, sê jy net opkom, net vir 'n oomblik, wil ek die toets doen vanmôre. Terwyl ons by mekaar is, en terwyl hier baie mense is vanmôre, wil ek vir jou sê, hoor vir my, as jy net vir 'n oomblik jou oë gaan toemaak, en net bewus is, dat hy is by jou. Net vir 'n oomblik.
Ervaar hom vanmôre. Maak jou oë toe. My kind, as jy maar net kan weet hoe ek smag na jou teenwoordigheid. Ja, jou teenwoordigheid is vir my so aangenaam, so wonderlik, so fenomenaal. Ek verlang na jou teenwoordigheid, maar jy is baie besig. Ja, jy is baie gejaagd, en jy kom nie in my teenwoordigheid nie. Kom my kind, kom met vrymoedigheid, kom met geloof, en ek sal jou bekragtig, en ek sal vergoed vir al die tyd, wat jy dink jy verloor. Jy dink jy verloor, as jy tyd met my spandeer, maar dit is nie waar nie. Ek gee jou meer tyd, ek gee jou meer krag, ek gee jou meer oorwinning, ek gee jou meer hoop, ek gee jou lewe, ek gee jou energie, as jy net wil stil word, en in my teenwoordigheid kom. Kom ons slaan ag op die woord van die Here. En net waar jy sit, sluit jou oë, en sê, Here, ek is jammer, dat ek so gejaagd is. Jammer dat my lysie raak net al hoe langer, en ek moet net al hoe meer en meer doen, en ons weet, baie van dit is die plan en die set van die vyand, om my so besig te hou, om my weg te hou van die Here af, dat ek nie bewus kan word van hom nie. Here, ek is jammer. Net waar jy nou is. En ek dink, of jy afgetree is, en of jy 'n besigheid het, of jy 'n salarisstrekker is, almal van ons, selfs hulle wat op pensioen is gejaagd. Jy's meer gejaagd as vorige jare. Jy moet meer dinge doen as vorige tyd. Kom ons bely dit voor die Here. Die laaste punt nommer 5, sê die volgende, God maak woning by jou. Amen. God is nie net met jou nie, hy woon in jou. En daarom Johannes 14:23, wat vir my so kosbaar is, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Deur die inwoning van die Heilige Gees, ons sal by hom kom woon. Vader, Seun en Heilige Gees woon in jou. Kom besoek jou nie net nie. Kom nie net gou vinnig verby nie. Woon in jou. 1 Korintiërs 3:16 sê, die Gees van God woon in julle. Kyk wat sê die volgende spreekwoord. Hy sê, you don't go to God's presence, you carry it. Ja, kerk, ons het dit al jare gemis. Ons gaan na die teenwoordigheid van die Here. Ons gaan kerk toe waar die Here is. Nee. You don't go to God's presence, you carry it. God does not merely visit his people, he dwells in them. Amen. Waar jy gaan, dra jy rus en vrede. Oor hierso. Smith Wigglesworth klim op 'n bus, en die volgende oomblik begin die mense rondom hom aan die huile gaan. En die volgende oomblik begin die mense te bely. Weet jy wat gebeur? Die teenwoordigheid van die Here is op hom. Hy dra die teenwoordigheid van die Here. Wanneer jy by 'n besigheid instap en daar's onrus, daar is disturbance. Die ouens veg mekaar. Weet jy wat's in jou? Die vredevors is in jou. Jy het die vermoë om 'n atmosfeer so te verander. As jy instap in daai plek met die doel van, Here, ek
ek's 'n draer van die teenwoordigheid van die Here, die vredevors, gaan nou hier atmosfeer verander. Kyk, hou dit op. Daai nep, daai agterafheid, en daai bekleierery, en daai aanvat, ewe skielik, droog daai woorde in hy persoon se mond op, en hy kan nie meer praat nie, ewe skielik sal vrede. Gaan julle dit toepas, kerk? Gaan ons dit toepas? Ek wil afsluit met hierdie skrifgedeelte in Handelinge 17:28, in hom leef ons, beweeg ons, en is ons. Halleluja!